Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou, dit gaan met jou goed. Sjoe, ek weet nie of jy dit ook doen nie, maar hier in Klerksdorp gaan ons baie min checkers toe. Ons gebruik 60-60. Dis darem maklik. Jou mannetjie met sy motorfietsie wat 'n lysie kry en dan koop hy jou goedjies en hy kom lewer dit vir jou af sommer hier by jou deur, by die huis. Dis maklik, dis eenvoudig en ek glo nogal dat 'n mens 'n bietjie geld spaar want ja, jy loop in die winkel rond en sien alles wat snaaks en mooi en lekker is nie. Jy koop sommer die goed aanlyn en dit word vir jou afgelewer. OK. Miskien het jy nie 60-60 daar by jou nie, maar ons bestel tog baie maklik iets op Takealot of op hierdie ander plekke, by Shein, en dit word vir jou afgelewer. Jy hoef nie meer in te gaan en gaan klere te koop of goed te koop nie, jy bestel dit en dit word sommer hier by jou huis vir jou afgelewer. Baie maklik en baie eenvoudig. En ek het niks teen dit nie, hoor my hart, ek doen dit self. Dis goed, dis maklik, dis gerieflik, dit spaar ook baie tyd. Maar iets interessant gebeur. Ek en Ilse werk albei, so wanneer ons in die middag by die huis kom, dan sal Ilse iets hierdie dag gou bestel het en hulle het afgelaai by die huis en jy kom by die huis en die pakkie staan daar en jy pak dit uit en ons maak kos en alles is verby. Maar hierdie naweek kom ons en ons gaan gou 'n bietjie winkels toe. Ons moet 'n paar goedjies gaan doen en ons besluit om gou in die winkel se draai te gaan maak. En toe ons in die winkel kom, toe besef ons, sjoe, ons was so lank klaar in hierdie spesifieke winkel. Hulle het hierdie winkel gedraai en geskuif en waar die brood was is nou die eiers en waar die skoonmaakmiddels was is nou kos en alles is vir ons die mekaar want ons was lank klaar daar binne. Ons sien ook op die rak 'n paar nuwe produkte, goed wat ons nie ken nie. Ons koop 'n paar van hierdie nuwe produkte en sjoe, was dit nie lekker nie. Dit was nogal lekker om in die winkel te wees en om ander mense te sien. Ons het ook 'n paar mense raak geloop wat ons lanklaas gesien het en ons kon 'n bietjie gesels en met bietjie gedagtes ruil daar in die winkel en toe ons by die huis kom, toe sê ons eintlik was dit nou lekker geweest om so 'n bietjie uit te kom en in die winkel in te kom en te kan sien wat nuut is en wat oulik is en ons het op die bank gaan sit en ons het gesels. Waaroor gesels ons? Ons gesels toe oor Hebreërs 10:25. Moenie die onderlinge byeenkomste mis nie. Sjoe, waarmee is ek vanmôre besig? Jy sien, is baie maklik om op 'n Sondag by die huis te sit, en die televisie aan te sit, of die radio aan te sit, of 'n boodskap of 'n kerkdiens so die TV oor die radio te kyk. En hoor my hart, daar's niks verkeerd met dit nie. En ek vra mooi, jy moet dit asseblief doen, in plaas van om hierdie snaakse goed wat op ons TV's is te kyk asseblief eerder een van hierdie mooi, besonderse boodskappe en preke wat ons deesdae op die televisie het. Maar hierdie woord, Hebreërs 10:25, herinner ons aan iets wat ek en jy maklik kan afskeep. Iets wat ons afskeep in 'n besige lewe. Wat is dit? Gemeenskap met ander gelowiges. Die skrywer van die Hebreërs roep gelowiges om nie weg te bly van die samekoms nie, maar juis daarop te bou, veral in moeilike tye, veral wanneer jy besig is en wanneer dit jou makliker voel om dalk in die bed met 'n koppie koffie voor die TV te kan sit. Ons geloof is nie bedoel om alleen te wees nie. Selfs Jesus Christus het in gemeenskap geleef. Hy het disippels gehad. Hy het saam met mense geëet, saam met hulle gebid, saam met hulle geleef. En dit wys vir ons dat geestelike groei nie deur isolasie gebeur nie, maar deur verhoudings. Wanneer ek en jy byeenkomste mis, raak ons maklik geestelik verlore. Verloor ons perspektief en word ons kwesbaar en twyfel ons en raak ons maklik afgesonder. Net soos ons wat nie maklik in 'n winkel inkom nie en mis ons dit wat daar is, mis ons nuwe produk, mis ons dit wat vir ons lekker is en ons kan voed. Maar wanneer ons saamkom, word ons bemoedig, word ons sterk in geloof en ervaar ons God se teenwoordigheid deur ander mense. Ja, hierdie vers gaan nie net oor kerkbywoning nie. Dit gaan oor 'n verbintenis. Dit vra, is jy deel van die liggaam of kyk jy net van 'n afstand wat besig is om daar te gebeur? Ons het mekaar nodig. Jou teenwoordigheid kan iemand anders te help en hoop wees in 'n moeilike tyd. Maak tyd vir saamkom.
Dit is nie 'n las nie, dis 'n lewenstyl. En wees nie net 'n ontvanger nie, maar word ook 'n bemoediger. Iemand wag dalk net om van jou 'n woord van God te hoor. So, wat wil ek sê? Dit word amper winter. Dit word moeilik om op te staan en om kerk toe te gaan. En dit is maklik om net te kan bly by die huis. Ek wil jou vanmôre uitnodig. Ek wil jou aanmoedig, moenie die onderlinge byeenkomste mis nie, want dis hier waar jy geestelik groei en diepere verhouding met die Here Jesus Christus kan kry. Here, help ons. Gee ons 'n behoefte om elke Sondag naby U te wees in die huis van die Here, sodat ons kan hoor dit wat U vir ons ook wil sê, maar dat ons ook 'n instrument in die hand sal wees vir ander mense. Dis my gebed.